Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir hierdie dag en die voorreg om net saam met U te kan stil word. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 7 vers 12 tot 16. Vir die ander sê ek, nie die Here nie. As 'n gelowige man met 'n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. As 'n vrou met 'n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie. Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe. Jy, vrou, weet immers nie of jy jou man sal red nie. Of jy, man, hoe weet jy of jy jou vrou sal red? Ten opsigte van huwelikstrou maak Paulus 'n toegewing. Hy verduidelik ook die impak van trou as motivering en werp lig op 'n beginsel van standvastigheid wat die praktyke van die wêreld by verre oortref. Dat dit nie die Here se woorde is nie, het te doen met die feit dat daar 'n toegewing vir egskeiding in Paulus se woorde teenwoordig is. Die toegewing is egter vir die ongelowige bedoel en nie vir die gelowige wat aan Christus gehoorsaam wil bly nie. Die impak van trou in die huwelik word ook versterk deur duidelik te sê dat die kinders aan God behoort in die lig daarvan. Die vraag moet nie wees wat gebeur met kinders as ouers skei nie. Die moontlike gedagte daarom dat dit omgekeer kan word deur egskeiding is bedoel om die erns van trou aan jou huweliksmaat stewig te anker met die ewige saligheid van jou kinders as 'n motivering. Paulus vermeld ook dat die gelowige nie weet wat die impak van hul getrouheid op die ongelowige huweliksmaat se redding het nie. Die hart vir die wat verlore gaan dien ook as motivering om dieper te probeer kyk as wat hierdie bedeling vir ons inhou. Die beginsel van standvastigheid, dat gelowiges nie in hul gehoorsaamheid aan Christus moet neerdal tot die praktyke van die ongelowige wêreld nie, is baie duidelik hierin sigbaar. Dit is 'n beginsel wat ons verkieslik op alle terreine in die res van ons lewenswandel moet probeer inbou en handhaaf. As ons trouheid die saligheid van ander inhou, is dit die moeite werd om daardie kruis tydelik in hierdie bedeling te dra. Dit is natuurlik nie almal beskore om met hierdie beginsel te wandel of so daaroor te dink nie. Dit verg 'n karakter wat glad nie in jouself geanker is nie, maar volledig in Christus Jesus. Dit is hierdie karakter wat Paulus in eenvoud op die hart van die gelowige eggenoot kom neerlê. Mag ek en jy die erns van trou en die potensiële impak daarvan op die saligheid van ander ook ter harte neem. Kom ons bid saam. Here, vorm asseblief ons trou volgens U wil. Amen.